Hoi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my en my vrou se CP-program Groei Saam. Ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe geseënd is ons nie om weer eens iets uit Vader se woord uit te leer en om sy woord te leer nie. Vriende, ja, en ons hoop julle geniet dit nog soos wat ons dit geniet. Om te groei in God se woord. En ja, so as julle enigstens vir ons graag wil hê ons moet iets bespreek of iets. Ja, laat ons maar weet, ons sal ons nommers weer aan die einde gee van 'n scenario of ietsie wat julle graag meer wil weet van. Dan kan ons daaraan werk. Maar ja, vriende, Wag net gou eers, Chris. Hallo almal. hallo Eldien. Hallo Chris. Chris, ek wil jy nie vir hulle gesê ons het volgende week 'n gas nie. Dit is 'n gas volgende week. Ons het volgende week 'n gas. Wat is dit? Ja. Hoe het ek jou nie gesê nie? Nee. Wel, jy weet hoe demanding is ek. Ja, wel, sorry. Ek sê moet. Maar ek dink nie my dogter is erger demanding as ek nie. Hoe is dit nou jou storiedogter? My storiedogter. Ja, my storiedogter gaan ons volgende week join. Ja, so gaan julle my kom attack hierso. Skien? Ja, ek sien dit dan nog. Ja, ek dink jy kan dit handle. Bring sy kos. Ek sal haar vra. Koekies. Koekies. Ek sal vir haar sê sy moet koekies Sy bring. het 'n bietjie van 'n lekker koffie van 'n pak sommer. Ek sal haar sê. Hoe gas wag nou dis ons nie kyk van net. Ja, okay vriende, dit is vir volgende week. Maar ja, voor ons begin, kom ons begin op die regte manier. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God, Vader in die wonderlike naam van U seun Yeshua Messia. En deur die leiding van die Heilige Gees, Vader, wil ons vir U dankie sê vir hierdie geleentheid wat ons weer het. Ons wil vir U dankie sê dat U ons gelei het. Here, ons wil vra lei ons deur. Laat ons spreek soos wat U dit behaag. Haal ons uit die pad uit, Vader, dat U absoluut praat. Open ons geestesore, laat ons hoor wat U wil vir ons sê. En Here, laat ons dit regtig deel van ons lewe maak. En ook daardeur, Vader, kan groei en meer soos Jesus te kom word. Ons loof en prys in Jesus Christus se wonderlike naam, almagtige liefdevolle Vader. Amen. Amen. Okay vriende, laat ons groei. Ek hoop dit julle groei uit julle klere uit. Soos jy? Ja. Dis my vrou se waspoeier. O, wat vat my waspoeier? Ek laat my klere krimp. Sure. Ek sal hom sê sy moet ander waspoeier gebruik. Asseblief ja. Kyk, kom ons begin. Okay, ons begin. Chris. Dis hoe die vrou geweet ek is weer Linset en waar is ek? Weet jy wel nie so op my skree nie. Ek gaan net stil bly, miskien loop sy by. Chris, ek het jou gesien. Ek sien jy's daar. Ja, Eldien. Kan ek jou gesien vir 'n paar minute? Nee, Eldien. Asseblief. Nee, Eldien, dit gaan nie 'n paar minute wees, dit gaan seker weer 40 minute. Okay, Sê maar eerder kan ek asseblief jou lunchtyd weer opgebruik? kan ek asseblief jou lunchtyd weer opgebruik? Natuurlik, Eldien. Ons word mos nie betaal vir lunchtyd nie. Ja, en jy weet ons het laas keer gesels oor vervaldatum, né? Was dit nie wisseltoefee nie? Nee. Ja. So ek het nog baie vrae oor dit. Okay, ja, nee, dis reg, Eldien. Kom ons gaan sit. Kom sit. Wag, ek het vir koffie gebring. Het jy suiker ingegooi? Natuurlik. Ek drink nie meer suiker nie, Eldien. Van wanneer af? My vrou sê ek soet genoeg. O, dan drink jy nou nie meer suiker nie. Ek het nou net vir jou gesê my klere krimp. O, maar jy het gesê die wat geprobeer. Hmm. So, dan sit mos nie suiker se skuld nie. Ek is soet genoeg. Ja, so ek as jy gaan nou nie meer suiker drink nie. In die vervolg moet ek vir jou koffie maak met suiker in nie. Okay. Maar kan jy net hierdie een koppie drink nog? Ek sal hom gromig verslik. Dis nie so sleg nie. Ja, Eldien, waarmee help ek vandag? Man, Chris, onthou jy nie, ek het laas keer ons met jou gepraat oor jou preek actually, oor alles wat 'n vervaldatum het. Moes jy so moeg? Dis Eldien. Jy weet nie wat vir ure ek werk nie, hoor. Kom, werk jy nie dieselfde ure as ons nie? Nee, Eldien. Hoekom nie? Ek het ander goedes op wat ek doen, Eldien. O ja, jy's 'n pastoor. Dis nie Eldien. Jy is. Jy sê gesê Eldien. Ek was in jou kerk al. O, Eldien. Ek is 'n mens. Ja, né?
Chris, Eldien, hoe kan ek aanhou glo terwyl ek wag vir iets om te verander? Ek weet dit het 'n expiry date en alles en hoe moet ek verstaan nie lekker hoe ek moet verstaan glo ook nie nie. lekker jou vraag nie, Eldientjie. Jy probeer 'n vraag te tegnies vra. Maar ek Vra hom net stryd. Jy kom met ant. Moenie so vra nie. Vra net, ag Chrissiekie, kan jy my dalk help? ag Hoe Chrissiekie, moet ek groei terwyl ek wag? ja, net so. So hoe moeilik was dit nou? Nou wil jy vir my Kalahari draai vraag vra, maar jy bly in PE. Wat 20 minute se ry. Ja, maar ek het nog Verstaan steeds 'n vraag. Ja, maar dis wat ek sê. Kom reguit met 'n vraag. Moet jy 10 tot 10 nie. Kan jy Okay. meer vrae inkry in hierdie 40 minute? Okay. Hoe het jy nie dit vir my van tevore gesê nie? Dis baie opinie. Maar So hou dit dan- maar so. Nee, hou dit maar so. Nee, dan kan ek lekker baie vrae vra. Nou, ek gaan jou nie weer interrupt met jou vrae nie, maar okay, jou vraagie is dis. Hoe groei jy? Of hoe aanhou groei jy terwyl jy wag? Ja. Eldientjie. Jy weet mos geloof groei in jou wagtyd. Abraham het ook gewag, weet jy? Vir wat? Abraham. Vir wat het hy vir 'n gewag? kind. 'n Kind. Ja, Maar Abraham was 'n ou man. goed Collie. Eldientjie. Ja. Ja, hy was 'n ou man, maar ek weet nie, weet jy in die Ou Testament was hy amper 100 gewees, né? Maar hoe oud het die mense in daai tyd geword? Toe was hy regtig ou man. Maar in elk geval, dis besides the point. Maar die, Ja. so in Romeine 4 vers 20 sê, hy het nie aan die belofte van God getwyfel deur ongeloof nie. Jy sien, wag, dit is nie 'n dooie tyd nie. Dit is 'n voorbereidingstyd. God by jou karakter eerstens terwyl jy wag. En dan bring jy mos 'n tyd by hom deur, by die leermeester. Jy hou jou oë op hom, nie op jou horlosie. En het ek nie al vir jou gesê nie, as jy daar so wag om te groei, wag vir die of vir daai. Onthou nie, Jesus wag op hom. O ja, jy het mos gesê hy wag in die wagkamer, ons moet saam met hom wag. Korrek, hy wag om terug te kom. So wanneer God beweeg, dan gebeur dit vinnig. Maar hy beweeg altyd op die regte tyd, op die regte manier. Bly net vas in jou geloof staan. Moenie jou ore uitleen vir die Satan nie, want hy gaan jou wil verlei. Okay. Ek is dit al vir vandag. Nee, ek het nog baie vrae. Broodjie vir jou? Ja. Peanut butter. Ja. Wat daai net fishpaste op. Ag, Chris, kan ek een van elkeen kry asseblief? Nee, een. Maar Nee, een. dit lyk lekker. Dit is lekker, dis ook weer een kan. Kan ek dan die helfte van die peanut butter en die helfte van die vis meer kry? Ja, seker. Waar is jou lunch? Ek het dit gebring nie. Daai wat ek gebring het so lank al op vanoggend dalk. Eldien eet tot jy versadig is, al leeu sy maar vir my die res is nog al oor. Dink jy dit gaan oorbly nie? Lyk te lekker. Dink sy sag. Wat as ek aanhou vashou aan iets wat lankal dood is, uit vrees of uit trotsheid? Ag, jong, Eldien, ek weet nie wat om vir jou te sê soms nie. Hoekom? Want dan leef jy mos in stagnasie, dan groei mos nie. Dan verlang jy en wish for something that happened en dat nooit moes gewees het. Jy sien, Jesaja 43 vers 18 sê, dink aan die dinge, moenie dink aan die dinge van vroeër. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Jy sien, as jy nie laat gaan nie, kan die nuwe nie begin nie. Los die ou koeie en los en glo en vertrou, hou vas. Daar is 'n new beginning. New beginning. Wat beteken dit? Die ou is verby mos nog net, soos ek jou gesê het in Jesaja. Ja? Daar's 'n nuwe begin, daar's 'n iets nuuts op die horison vir jou. En miskien weet jy dit nie wat dit is nie, maar Ja, ek dink God ek weet. ek weet nie. Want dan sou ek Dis hoekom ek sê jy hoef nie alles te weet, jy moet net alles eet.
Soos jou broodjies. Ja, ek sien so. Ek dink dit is baie meer oor nie. Dit is baie lekker. Okay. Eldien, jy sien God vra dat jy jou hand oopmaak, sodat hy iets vas kan gee. Los die dooie takke. Hulle sal nie meer groei nie. Alwaarvoor hy takke nou genoeg is vir vuur maak. So, los die dooies by die dooies. Kan ek staan? Kyk wat gaan, weet jy, oor 'n maand of 2 sit ons dalk weer in hierdie situasie, of ons sit nou maar weer hier so en jy eet my brood. Ja. Dan gaan jy sê, Jessie, Chris, of jy gaan nie by hierdie gang afgeskree kom. Chris. En nog nie van sê, raai wat het met my gebeur. En dan gaan hy 'n nuwe verhaal uitspeel. Wat 'n nuwe verhaal? Dan gaan ek jou herinner aan vandag. Wat 'n nuwe verhaal? Jy wat besig is om stagneer, jy wil nie groei nie, of jy kan nie groei nie, want jy hou te veel vas in die verlede. Ja. Jy hou vas in daai sonde, jy hou vas in daai gevallery, jy hou vas daar. You don't want to let go and let God. So let go and you will see God. Dis baie mooi gesê. Let go and you will see God. Okay, dit is pragtig. Ek moet dit net, kan ek dit gaan neerskryf? Ja. Jy kan na die program gaan luister. Ek sê vir die recording gee, onthou jy het gesê ek gaan elke een van ons goed as rekord. Nie mense ekskuus. Okay, ekskuus Chris. Maar ek het niks verkeerd gedoen nie, maar ekskuus. Wat het jy gesê van rekord? Ek het gedoen nie, eet dan al my brood. Oeps. Wat moet ek nou weer eet? Moet ek alweer gaan takeaways koop? Jy het gesê jou vrou se waspoeier maak jou klere kleiner. Nou wat is dit met my brood uit te waai? Jy het gesê drink nie meer suiker nie. Wat is dit met my brood uit te waai? Wel suiker, brood sit om in suiker. Dis gesonde whole wheat brood daai. Weet, dis lekker. Wat het dit nou met my klere uit te waai? Ek weet nie, maar dit was baie lekker. Ja, okay. So ek wil weet. Okay, wat wil jy? Wat beteken dit as 'n mens se seisoen saam met iemand eindig, maar hulle het jou seer gemaak? Dan is dit die eindvlek het geblaas. Dit beteken dan ook dat God jou beskerm teen verdere aanval, verdere seer of verdere verlies. Onthou dit is ook wat ek vir jou gesê het ook. Jy het 'n keuse gemaak om weg te draai van jou sondige natuur. Ja. Jy weet waarvan ek praat. Ek moet dit gaan herhaal. So jy het 'n besluit gemaak en dis gewoonlik vriende wat jou aanloklik gemaak het en wat lyk het vir daardie ou kuiertjies, want hulle weet ons Eldien se kredietkaart, jy kan hom swipe tot 'n brand. Want jy betaal ons altyd vals. So, God het jou nou daai verhoudings mos nou van jou gestop. Ja. En jy kyk net hoe beter gaan dit. Kyk net hoe lyk jy. Jy is meer jouself, jy groei, jy's happy. Jy het laat gaan. So God het ons nou daai vriendskappe tot niet gemaak. Dis 'n einde daaraan. En is dit nie? Kan jy nie die beskerming sien nie? Nou dat jy dit so verduidelik, ja. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die gebroke van hart en verbind hulle wonde. Sien, hy sit vir nuwe mense in jou lyn. Hy sit vir jou nuwe mense in jou vriendekring. Hy laat net nuwe dinge gebeur. En onthou, soms gebruik God verraad om jou van giftige bande los te maak. En ek kan jou weet, jy en die vriende van jou is nie op goeie voet met mekaar het, né? Glad, hè? Maar ja, jy weet natuurlik, jy moet hulle vergewe, sodat jy self ook kan genees. Jy bid vir hulle, jy het nie nodig om tyd saam met hulle deur te bring, jy bid vir hulle. Jy wil nie weer verval nie. Jy wil mos die feesmaal hê. Ja. Nou ja, plaas jy hulle vertel van die feesmaal, wat hulle gemis. Jy sien, God sal nuwe gesonde mense bring op sy tyd. Nie jou tyd. Moenie daai deur gaan probeer opskop nie, want as dalk net 'n spring aan die agterkant van daai deur wat jy dat hy weer toeslap in jou neus breek. Hoe weet jy van my neus wat seer gekry het? Ek het 'n ding gebruik as 'n deur oopskop en hy kom en hy maak weer van self toe met 'n spring. Jy moenie daai deur gaan probeer oopskop nie. Moenie self probeer om 'n vriendskap te gaan aantoop as God wil hê jy moet daai vriendskap aantoop. Wag vir die Here. Ja, ek sal. Maar so ek kan nie vertel wat gebeur het hier. Ai, tog, wat het gebeur? Man,
My man het by die huis gekom, ek het op die bank gesit en hy het afgebuk om my hallo te sê en ek het opgestaan om hom hallo te sê. En toe stamp ek my neus teen sy wangbeen. Ja. Dit was so seer, ek gedog my neus het gebreek, maar dit het nie. Ja. Dus ek kom, jy sien nie hoe rooi is my neusie. Maar kyk, Ek sien of jy nog wat goedjies weer nie. was die wit goedjies by my neusie? Met af. Kan jy sien hoe rooi is my neusie? Nee, jou neus lyk vir my oké. Dis seer? Hy groei soms, ja. Nee, hy doen nie. Ek jokkie mee nie. Ja. Ek entertain nie meer die duiwel nie. Dit was erg om dit te hoor, man. Sy met jou man ook kyk. Hy het seker harsingskudding gekry. Hoe weet jy? Ek weet nie, vra nie. Hy het baie seer gekry. Sy my was seker duiselig vir 'n week, Nee, 'n weekie. 'n paar weke. Nee. Wat? Halfuur. 'n Halfuur. Hoe het sy wangprem seker nog gekraak. Dis 'n gekraakie, Ons nog sy klaar nie. maar dit was baie seer. Sy my kry om jammer. En vir my? Hoe vir jou dan seker maar. Hoe wil jy seker maar? Ja, dit is verskriklik om te hoor dat jy ook seer het. Ja, dit was baie seer geweest. Oh. So, sê vir my net Chris, kan expiry date ook beteken dat God my roeping verander? Absoluut ja. As dit mos klaar is, is dit klaar. So, roeping groei saam met ons geestelike volwasse. Jesaja 6 vers 8 sê, hier is ek, stuur my. Jy sien, soms stuur God jou na nuwe velde wanneer jy klaar is waar jy was. Dit beteken nie dat die vorige fase was nutteloos, hoor. Dit was voorbereiding. Voorbereiding? Jy het geleer daar. Jy het jou top bereik, soos wat jy skool toe begin gaan. As jy mos nou start 5 ons tyd, start 5 is, as dit tyd vir hoërskool toe, dan begin jy weer onder, start 6 tot die matriek, en dan is jy klaar. En dan gaan jy begin werk, en dan begin jy mos nou weer onder. Die tydperk het verstreek, dit is verby. Wow. So jy sien, God se roeping verander van leerling na leier, soos jy groei. Bly beskikbaar, nie vas in jou rolletjies. Beskikbaar? Ja, beskikbaar vir God, want hy sê, gaan, omdat jy reg is om te gaan. En dan, as ek nie weet waar om te gaan nie? God sal jou lei, vertrou hom. Dis waar jou geloof in kom. So, ek moet my geloof gebruik en die Here vertrou vir die pad. Korrek. Ek het iewers gelees, ons weet waar om te gaan, ons besluit watter rigting ons moet gaan, maar God, Rig jou voet. ja, en dat jy op die regte Ja. pad bly. Dis korrek. Ek dink jy het dit nog gesê. Wat as ek voel, ek is self by my vervaldatum, dat ek nie meer 'n nut het nie, want jy weet, ek voel baie keer so. Ek voel nutteloos en Jong, Aldien, dan moet jy maar soos het maak, soos jy al gemaak gaan sit en krepeer as jy nou dink is klaar. Het jou. Aldien, dit is 'n leuen van die vyand. God gebruik mense tot hulle laaste asem uitblaas. Jy is altyd bereikbaar vir die Here. Jou doel op die aarde is nog nie verby nie. Jy het nog suurstof in jou longe. Psalm 92 vers 14 sê, hulle sal nog in hulle ouderdom vrug dra. Wat beteken dit? My genaamde mens. Wat beteken dit? Ja. Hulle sal in hulle ouderdom nog vrug dra. Ja, wat beteken dit? Terwyl hulle nog oud is, né? Ja. Oud. Né? Ja, soos in die ouer huis. Sal hulle nog steeds vrug dra. Vrug van die Gees. Nee, daar staan ek het gesê vrug, nie vrugte. Wow. Hulle sal nog steeds blom vir God. Hulle sal nog steeds gelowig. So as ek nog oud is, wat gaan ek doen? Hoe moet ek weet, Aldien, ek is nie God nie. Maar ek vra jou, jy moet weet. Hoe moet ek weet? Ek sê, nee, Aldientjie, jy sien nou, ek amper nou weer my stem verhef. Ek weet nie, ek is nie mense wat met my kristalbal, ek het nie kristalbal wat ek kan inkyk of jy sê jy So ek hoef nie vir Aubrey te bel nie. Ja, bel hom. Vra hom wat gaan jy wees as jy oud is. Wag 'n bietjie, dat ek sommer sy nommer weer vir jou gee want ek dink ek het hom vergeet. Wag. Moet Ek ek my regtig jy moet hom bel, hoor. Hoekom? Sommer jy laat jy net 'n bietjie iemand anders se input op kry. Want hoe gaan jy weet of ek die waarheid is? Hoe weet jy of ek die waarheid praat? Ek weet nie. Seker Aubrey sal my sê. En luister, ek het mos al vir jou voorheen gesê. Ja. Daai man is geleerd. Ja. Dis professor Aubrey vir jou. O, nee Of net Professor Burger.
So ek kan hom seker nou nie Aubrey noem nie. Nee, jy kan. Okay. Jy is 'n klein sekretarissie. Skaars hoërskool klaar gemaak. Ja, weet jy? Hierso, wat is die nommer? Ja, 076 076 479 479 7517. 7517. Ja. So as jy van jou vriende ook weet of en jy wil hê hulle moet ook 'n bietjie meer inspirasie kry. Ja. Regtig hoor of ek die waarheid praat en jy hom skakel. Nie gehoor of sy raad dieselfde is as myne. Maar soos ek sê, hy dalk 'n kristalbal wat hy kan inkyk en dan kan hy dalk vir jou sê wat jy gaan doen wanneer jy is. Maar wat van Jill? Wat van haar? Kan ek haar dalk bel? Jill. Ja. Jill. Ja. Dis Jack and Jill up the hill. Sweet. Nee, Jill. Jill like op die chill. Jill. Like Jill wat in jou hare sit. Nee, Jill. Ek kan nou weet nie waarom ek Jill kry. Jy eet my brood, jy drink my koffie en dan word ek vir jou Jill ook gee. Nee. Aubrey se vrou. O, dis amper 'n dokter daai ook, hoor? Amper 'n dokter? Ja, Wanneer word sy 'n dokter? wanneer sy gaan opereer. Wat se soort dokter gaan sy wees? Alles kan sy doen. Ja. Sê jou nommer op. Ja, asseblief. Dit sal wees 074 074 689 689 6263. 6263. Skakel gerus enige tyd, dag of nag. Plus 24 uur beskikbaar. So sy gaan 'n dokter raak. Ja, Okay. Wat is daai ander ou wat laaste by ons was? Piet. Dr. Boysen, Ja, hy. my broer. O ja. Kan jy dalk vir my sy nommer ook gee? Of Eldientjie, ja, bel eers een van daai twee mense. maar ek wil net vra. Nee, Pieter is baie besig. Maar kan ek net sy nommer kry Nee, ek gaan asseblief? nie my broer se nommer uitgee sonder sy toestemming nie. Asseblief? Ek moet hom eers vra. Hy was- Ek sal hom vra en as hy my toestemming gee, dan sal ek my. Hy was baie nice met my gewees laaste. Dit is maak nie saak. Asseblief. 'n Nommer is iets anders. Dit Dis my is sin. privaat. Geef my sy nommer Nee, ken jy nie asseblief. die poppie ek nie. Ek Asseblief. kan nie net goed uitgee nie. Ek is seker hy gaan nie omgee nie. Ek is seker hy gaan. Nee, ek dink hy gaan nie. Asseblief. Ja, ek sal hom eens vra. Hy het ook 'n ander diensplig wat hy nog doen en goed. Diensplig? Dienste en goed wat hy doen. So ek kan nie sy nommer nie volledig gee nie, hoor. O, So, sorry. Maar daai ander twee, hulle doen nie gewoonlik nie veel nie. Soos ek sê, jy kan hulle 24 ure 'n dag bel, enige dag van die enige tyd, enige dag van die week. They are 24/7 on duty. Hulle slaap ewen langs hulle fone op loud. ek glo dit Ek nie. sê jou, bel hulle laat in die aand 10:00 kyk wat gebeur. Okay, maar in elk geval, dinkie. Ons was gewees daar. Ek by die ouer huis. Ek weet nie wat gaan jy in die ou huis. Ek weet nie of gaan jy ou huis. Dis hoekom ek sê, bel vir professor Aubrey en sy vroutjie, hulle sal vir jou meer raad aangaande dit. Dr. Jill. Amper Dr. Jill, ja. Wanneer word sy dokter? Jy het my mos nou al gevra. Maak nie saak nie. Nou nog in hierdie maand. Goed, Holly, vrou. Bel haar en vra. Okay, ek sal haar bel. Ek hou nie daarvan om mense se persoonlike goed uit te lap. Maar jy was dan nou so trots om dit te gesê het. Want ek het nie nodig om vir jou alles te sê nie, maar alles eet, nie alles weet. Dis hoekom hierdie broodjie so lekker was. Jy sien al nie, ek het nou nog gevra oor die ou huis mos nou. So, Ja. onthou dit nie. God se genade het geen ouderdomsgrens. Hy gebruik jou steeds as jy beskikbaar bly en wil wees. Maar as ek wil nou net weet, né? Ek weet nie wat gaan jy wees as jy Wag, oud is nie. Ek wil iets vra. So, sê nou maar ek is nou oud en ek is in 'n ouer huis en ek voel ek het nie meer 'n doel nie. Het ek nog steeds 'n doel? Ek het al net vir jou gesê, Psalm 92:14 sê dit. Hulle sal nog in hulle ouderdom vrug dra. So wat sê dit vir jou? Maar hoe kan ek iemand aan die Here toe lei as ek al in my 90's is? Eldien, hoe oud is jy nou? Nee, nou eers 52. Hoe weet jy gaan 90 word? Ek vra net, Hoekom worry jy nou al daaroor? maar ek wil weet wat Die om dag te van doen. môre is nie vir ons almal beskore nie. Okay, maar Jy is nou hier. maar sê nou, Geniet nou. ek Nee, doen. Maar sê nou maar ek is nou oud weet en nie, ek ek is nie daar nie, ek bly nie daar nie. maar ek wil weet hoe gaan ek ander mense bemoedig? Weet jy nie, het jy al gesprek word gehoor van, jy gaan daar die Bobbejaan agter die berg. Ek wil net graag weet Ek wat vra, moet ek doen? het jy dit al gehoor? Ja, maar ek wil weet Eldien,
Ek is nie 'n sielkundige nie. Jy kan daai professors, nê, en daai dokters, jy kan hulle bel. Hulle is sielkundiges. Okay, maar ek wil net weet. Sê net maar ek is in 'n ou huis en al wat ek heeldag doen, ek sit daar so, ek wag vir mense om met te kom kuier en niemand kom nie en Dis hoekom jy nou baie vriende moet maak, as iemand dan vir jou kom kyk. ja, nê? Ja, nee. Maar en dan sal nou net die mense wat saam met my in die ou huis bly. Wat gaan ek doen om Hoe moet ek weet? Maar Ek het nie 'n bal wat vir jou kan sê wat die toekoms inhou nie. maar ek wil net graag weet. Wat? Maar vra iemand anders, nie vir my nie. Okay, maar sê net maar ek was nou oud geweest, nê? O, jy was oud geweest. Sê net maar ek is oud. Wat wil jy nou weer, oud was of oud is? Sê net maar ek sit langs jou en ons is Nee, dankie wag, asseblief nie dit. wat sê net? Nee, mag vader my voor die tyd kom haal. Wag net gou. En sê net maar ons sit nou langs mekaar by die tafel nie en ons nou etenstyd of wat ook al. Hoe gaan my liggie skyn vir Jesus as ek oud is en alles en ek voel ek is oud en ek voel nie meer asof ek iets doen nie. Ek weet nie. Maar wat dink maar soos na my ouma, nê? Ek wil net weet. Ek weet nie, wat is jou verhouding met God? Dit hang af van jou verhouding met Jesus. Okay. Soos my ouma het 'n goeie verhouding met Jesus, né? Dan net sy mos nog vrug dan laat haar vrug mos nog dra. Hulle het nog geskyn. So sy kan nog mense in daai tyd van hulle lewens na die Here toe lei. Ek lees weer vir jou LD Psalm 92 vers 14 sê, hulle sal nog in hulle ouderdom vrug dra. So sy kan nog mense na die Here toe lei. LD, ek lees weer vir jou Psalm 92 vers 14 sê, hulle sal nog in hulle ouderdom vrug dra. Okay. Ek het dit nog gehoor. Ek dink ek Wat ken se Psalm het ek nou vir jou gesê? Psalm 92 vers 14. Wat sê dit? Hulle sal nog in hulle ouderdom vrug dra. Pragtig. Ja, ek ken daai versie nou. Okay, ek het nou vir jou daai vraag geantwoord, né? Ja, soort van. Ek wil nog steeds weet. Ek het nie 'n kristalbal nie. Okay, maar ek dink nou so, nê. Genade is gevaarlik. Daar's nou nog susters en verpleegsters en verpleegers en dokters en allerlei mense wat daar by die ouer huise kom, nê? Ek weet nie. So iemand wat oud is kan nog steeds met hulle lewens iemand wat jonger is na die Here toe lei. Aldien, ek sê weer vir jou Psalm 92 vers 14 sê, hulle sal nog in hulle ouderdom vrug dra. So klaar met daai vraag, beweeg aan. Okay, maar is ek reg? Dis weer vir jou Psalm 42 vers 14 sê. Dis 92. 92, ek weet jou net. Vers 14 sê, hulle sal nog in hulle ouderdom vrug dra. Okay. So Genade. okay, ek dink hy vraag is nou moeg. Here, wil U nie vir my asseblief meer geduld gee nie en wysheid om hierdie vrou op meer behoorlik te kan antwoord. Vader, open net haar gees. Here, en antwoord waar, Here, laat sy op bekommerd wees, want wie weet hoe oud gaan ons word? Niemand weet. Wat sy op worry oor die dag van môre of 50 jaar van nou af. Dat sy eerder nou hier al lewe vir U, die vrug dra vir U, in plaas van haar ouer huis, wat dalk nie eens eendag meer gaan bestaan. Dankie, Here. Chris, Ja, Eldie. ek het nou aanbeweeg van Psalm 92 vers 14 af. Wat het dit nou weer gesê? Hulle sal nog in die ouderdom vrug dra. Jy het iets geleer? Ja. So, ek wil weet hoe hanteer ek dit as ander mense hul seisoen saam met my beëindig sonder verduideliking? Genade. Jy moet nie wel gaan sit en hulle daai vrae vra nie, hoor, want jy sal nie oor een vraag kom. Maar in elk geval, jy moet leer om vrede te hê sonder antwoord. It is what it is. And that is that. Ek moet vrede hê sonder antwoorde. Ja. Dus aanvaar dit net en let go en let God. Ja, ek het dit neergeskryf. 4 vers 7 sê vir jou, en die vrede van God sal julle harte bewaar. Sien, jou dingie, soms neem God mense uit jou lewe uit sonder drama, net stilte. Hy beskerm jou deur dinge wat jy nie sien. So moenie bitter word. Seën hulle en gaan aan. God sê nee. Vandag beskerm jou môre. O. Dis interessant.
Nie interessant nie, dis die waarheid. God beskerm jou môre. Ja, sy nee beskerm jou môre. Hy sê vandag vir jou nee, want hy beskerm jou vir iets vir môre. Dan moet ek jou weer vroeg verduidelik soos 'n kristalbal. Nou, gelukkig glo ons in kristalballe nie, né? Maar jy wil hê ek moet een lees. Nee, ek kon net geweet het. Ons is verby daai vraag, amper gaan grou ek nou weer daarop. Wat is dit nou weer wat sy Psalm nou weer? Ek wil dit gou highlight in my app. 92 Vers 14. Psalm 92 vers 14. Ons nou Dan as jy daar in die ouer huis sit, nee, dan dink jy aan daai vers. Ek gaan dit nou highlight in my app. Weet jy wat, ek gaan dit vir jou print. Ja. Of jy so 'n portret maak dat jy ergens kan hang. Ja. Soos jy trek van ouer huis tot ouer huis. Kan jy ons op doen? Dink jy hulle gaan my uitgooi? Nou kom ek. Actually, nee, laat ek net vir jou mooi verduidelik. Psalm 92 vers 14 sê: Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Nee, ek sê maar net, nee, hier is die 53 vertaling, maar wat ek probeer sê is actually vers 15, maar dit staan hierso. In hulle gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Nou ja, ek het net 'n ander woord gebruik vir jou. Nee, ek weet. Maar dis net 'n ander, hier is seker 83. Ja, nee, ek verstaan, maar wat ek net vir jou sê, ek wil stry nie, ek sê die versie is baie mooi. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Ek weer 'n hele versie print. Sommer die hele Psalm. Dit het net 16 verse. Nee. Psalm 92. Okay. Ja, dit is 'n baie mooi Psalm. Okay. So, hoe kan ek leer om dankbaar te wees vir iets wat geëindig het? Want jy weet mos, mense is mos maar mens en jy sê altyd happy oor iets wat eindig in jou lewe nie. Net om te onthou net dat elke fase jou iets geleer het. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê: Wees in alles dankbaar. Jy sien selfs pynlike tye bring wysheid. Dankbaarheid verander herinneringe en onderrig. As jy teruggekyk het en sê dankie, verander dit wonder in wysheid. En onthou elke seisoen was 'n les in God se skool van groei. Wat beteken dit? Elke seisoen was 'n les in God se wat? Sy seisoen van sy skool van groei. Ja, want jy gaan mos steeds fases van jou lewe. Dan het jy hier iets geleer, dan sê God is nou klaar, dit om aan te beweeg. Dis hoe God in God se skool. Dit is weer God se skool. Dis wat ek vir jou gesê het. As jy in graad 1 is, beweeg as jy graad 1 moet klaar as hy klaar, dan gaan jy 2, 3, 4, so gaan jy aan. Dis klaar, jy klaar geleer daar. Ek try to move. Jy groei mos. Anders as jy nie groei nie, as jy nie leer nie, gaan jy mos stagneer. So wat jy gaan nêrens heen gaan nie. Jy gaan nie daar bly by vlak. Dit is nie wat God wil hê nie. Nou God weet wat is jou uiteinde. So hy gaan jou nie die hele tyd op een plek laat bly nie. Hy gaan jou laat aanbeweeg. Okay. En dit is hoe jy leer. Kan mense verval daartoe mis as jy te stadig reageer? Ja, gehoorsaamheid het dikwels 'n tyd getrap. Genesis 19 vers 26 vertel van Lot se vrou wat omgekyk het en 'n verandering is in 'n soepjaar. Ek het al daai storie gelees. Ek het dit gelyk. Ja, jy sien sy kon nie los nie. Wat los gaan van daai verlede van haar nie. En sy het vasgeval in die verlede. Jy sien, wanneer God sê gaan, moet jy beweeg. Traagheid steel momentum. Maar selfs as jy gemis het, God gee nog gekwaad. Sy genade is groter as jou traagheid. Okay, Chris, ek wil iets weet. Nou is jy seker oor Lot se vrou nie. Nee, ek wou iets gevra het van Lot se vrou, maar ek het eerder 'n ander vraag. Iets erger. So jy sê selfs as ek iets gemis het of 'n tyd gemis het of omdat my verval datum daar was of wat ook al, God gee nog 'n kans. Is daar 'n tyd wanneer God nie nog 'n kans gee nie? Wanneer jy sterf. Hoe bedoel jy wanneer ek sterf? Ekskuus. Wanneer jy sterf? Ja. Hoe bedoel jy God gee nie nog 'n kans dan nie? Want dan nog 'n kans. Want dan is jy dood. So as ek iets gemis het en ek gaan dood, het ek dit vir altyd gemis.
Hoe anders? As Jy kan ek mos nie weer lewend word en dit dan gaan doen nie. okay, maar as ek in die wegrapping deel is, het ek nog 'n kans dan. Dan is ons weg. En dan sien die aard goed verby. Daar's nie meer nie. Wow. Dan So ek moet my konte gebruik. luister, gebruik die regte kant. Moenie laat die Satan weet wat ek kan. Onthou, jy moet luister vir God se woord, nie vir die vyand. Hoe gaan ek nou weet of dit van God afkom of van die Satan af? Spandeer tyd in die Bybel. As God vir jou iets gesê het, gaan kyk of dit so is in die Bybel, of dit so akkuraat is. En as dit is, dan weet jy dit is van God af. Maar as jy iets gehoor het en jy gaan soek dit in die Bybel en jy kry dit nie, agterdeur uit. O, dan weet ek dit is van die duiwel af. Korrek. Okay. Hoe kan ek leer om die einde te sien as deel van God se planne, nie as 'n straf nie? Want baie keer as iets verander, dan voel jy God straf jou. Ja, ek verstaan wat jy bedoel. Eers God se karakter en om sy karakter te verstaan. Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, gedagtes van vrede. Jy sien, God straf nie deur verandering nie, hy lei deur. Hy gebruik afsluiting as beskerming en herleiding. Die vyand veroordeel, maar onthou een ding, God herstel. En elke einde is God se manier om te sê, ek het iets beters vir jou. Ja, dis baie mooi gesê. Daar's nog een broodjie oor, Chris, kan ek hom maar kry asseblief? Ja, nee, Ek het nog 'n bietjie koffie oor. Ja, nee, eet gerus. As ek jou vrou Sondag by die kerk sien, gaan ek vir haar sê wat 'n lekker broodjies maak sy. Ja, ek gaan vra om meer te pak. Nee, net ook kry ek van die broodjies en dan eet jy alles op en dan mou jy weer dat my jou klere te klein raak. Maar die klere wat klein raak en niks met iemand uit. Ek sê maar, ek sien nou styf span jou hemp partykeer. Regtig? Ja, Ek kom vir net van die gym af. o. Chris, wat as ek in 'n fase is waar alles gelyk verander? Want dit is net soos 'n warbel en ek voel of ek in hierdie snowball is. Wat dan? Hæ? Wat as ek in 'n fase is waar alles gelyk verander? Eldien, dit is waarskynlik midde in 'n goddelike oorgang. Wat beteken dit? Soos in Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Dit is al aan die spruit. Jy sien, wanneer alles beweeg, is God besig om dit te herposisioneer. Hy ruk jou los uit jou gemaksone, vir groter verloor. Ja, dis onrustig, maar dis genade in beweging. Hy skud jou wêreld sodat jy jou wortels dieper in hom groei. O, is dit die rede hoekom dinge dan so voel soos 'n warbel, maar eintlik word ons nader aan die Here gebring en ons geloof in hom versterk en al sulke goede. Dit maak nou sin. Hoe kan ek leer om tydig te hoor as God sê dit is tyd, die tyd is om? Al die deur naby om te leef. Johannes 10 vers 27 sê vir ons, my skape luister na my stem, dis nou net soos wat ek vir jou gesê het, maak seker jy luister vir God en die vyand. Ja, Gebed, stilte en woordstudie sluit jou gehoor. Want dan sal jy ook weet, hoorie sê maar, ek het dit nog gehoor, maar is dit gelyk aan die woord of is dit teenstrydig met die woord? Nee, dis kom ons so belangrik is om jou Bybel te kyk. Want dan kan jy dadelik daar sê, nee, maar dit staan mos nie in die woord nie. Of jy kan sê, ja nee, ek het daar gelees of iets. En dan het jy jou verseker, dat is hoe jy God se stem hoor. En hoe nader jy aan hom wandel, hoe sagter praat. Want God is 'n liefdevolle Vader. Ek meen as jy by jou ouers geloop het, langs hulle glo, hy het mos op jou geskree nie, soos wat jy op jou man doen. hoe weet ek skryf my man? Maar jy het al gehoor, jy het ons gesê. Wel, So, hy praat dan saggies met jou, liefdevol, want jy loop ons naby hom, hy het nie nodig om te skree nie. Maar hy praat so sag, jy hoor dit duidelik. En dan weet jy, leer om sensitief te wees vir vrede of ongemak in jou gees. maar hoe gaan ek God se stem ken? Dis wat ek ons vir jou gesê het. Dit is sy woord. Nader om hom te wandel. Want jy sien, God fluister altyd voordat hy doen.
Beteken dit, as ek die Bybelstudie bywoon, gaan dit ook help? Jy het mos Bybelstudie nou weer, né? Ja, maar ons gaan nou 'n bietjie klaarmaak met dit. Aan die einde van die jaar is. Ja, nee, en daar's baie mense wat inskakel en ons platform is eintlik 'n bietjie klein vir al die mense wat wil inskakel. Ons moet nog aanwyk oor so ons gaan dit nou maar eers net uitstel vir volgende jaar so dat ons alles tegnologie en tegnologies en al daai goeie net weer reg. Dan gaan dit weer op 'n Vrydag wees. Ek weet nog nie ons sal dit behandel met ons volgende kerkvergadering. Hoekom is ek nie genooi na die kerkvergadering nie? Want jy is nie deel van die kerk nie. Hoe Jy is bedoel 'n jy? lid. O, ek sê deel van die bestuur nie. Ja, O, okay. Maar sal jy my dan feedback gee? ja, Eltien. Ek Okay. wil vir jou enige feedback. Dankie, pastoor. Chris, Ja. wat as ek iets verloor het en dit voel asof ek nooit weer so iets goed sal hê nie? Ek sê jy verloor het, wil jy poes, wil nie super. Nee. Eldientjie, God is nie net 'n God van herstel. Hy is 'n God van meer. Efesiërs 3 vers 20 sê nog ja. Hy wat magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Jy sien, jy het nie jou beste dag al gesien. God hou die beste vir laaste. Dis by die bruilof in Kana. En onthou net ons fees wat kom. Hy herstel met oorvloed, nie net genoeg nie, meer as genoeg. Hy hou jou geloof aan die toekoms, nie die verlede. Geloof kom ons nie glo in die verlede nie, in elk geval. Ja. Glo in die toekoms, jou verwagting. Jou elke dag se wandel met hom. Goeie geloof. Ek dink En my jy is nie eens meer gepla oor dit jy verloor het nie, want elke dag is iets mooiers. Ek val dus aan. Spesiaal vir jou. Chris het daarom maar so mooi uitkyk op die lewe. Ek wens meer mense was soos jy. Hoi, Eldientjie. Wat? Dis maar net 'n mensie. Ek weet, maar ek sê. Dankie, Eldientjie. So, Chris, hoe kan ek weet ek is reg vir die volgende seisoen na die expiry date? Aldien, weet jy wat, ek glo nie een van ons weet of ons reg is vir die volgende seisoen nie. Maar dit is weer eens waar die geloof van ons moet glo ons is. Ons moet glo as God jou in hierdie seisoen ingedruk het, is jy reg vir die seisoen. Hy sal jou nie ergens insit wat jy nie kan hanteer. Dit is ons God. Sien, jy leef op jou geloof. Jesaja 61 vers 3 sê, hy gee vir die wat treur 'n kroon in plaas van as. God se vrede is die teken dat jy gereed is. Jy sal dit voel, jy hoef nie te huil nie. Jy sal weet, God sal nie vir jou iets instuur, soos ek nou vir jou gesê het, as hy nie voorberei is nie. Sien, hy berei jou karakter voordat hy jou in jou posisie verander. Die nuwe seisoen kom altyd met nuwe genade. Nuwe genade. Vars. Elke dag is 'n genade vars vir ons. Ek het nog net een vraag, Chris, dan is my vraag klaar wat in my boekie geskryf is. Ja, Aldentjie. Dit is, wat is die een ding wat ek nooit moet vergeet wanneer iets verbygaan nie? Aldien moet nooit vergeet. God verander nooit. Dit is altyd dieselfde. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Seisoene verander, mense kom en gaan, drome vergaan, maar hy bly. Dis jou sekerheid wanneer alles anders voel. Hou jou geloof geanker in hom, nie in jou omstandighede. As jy hom het, sal elke nuwe begin veiliger wees as die vorige einde. Wow. Chris, dis vreemd. Ek het gedink expiry dates is iets negatief. Maar actually het ek nou besef, dit is God se manier om my te bevry. Presies. Dis 'n einde van iets en iets niets wat begin. En gewoonlik iets beters. Altyd. Altyd beter. Altyd. Ja, onthou, jy moet mos leer, so jy gaan nie stagneer nie. Dit is hoekom daar 'n einde aan alles is. Okay. Eldien, ek sien my tyd is op. Ag, en hierdie broodjies was baie lekker. Ek is bly jy het dit geniet. Dit is ook op.
Ja, ek sal maar die krummeltjies geniet vir daaroor as nie kos tot dankie vir dit. Maar jy lyk jy sê honger vir my nie. Nou, Bientjie, Ja. voordat jy weghardloop, kom ons sluit net af. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Here, dankie vir die tyd wat ons nou weer saam met U kon gespandeer het. Vader, dankie dat ons kon gehoor het van 'n einde, nuwe beginne. Ja, Here, van U genade, van U leiding, van U leerskool. Here, U is so goed vir ons. Dankie, dankie, dankie. Vader, wees saam met ons. Dat ons elke dag meer en meer van U leer. Vader, en voorsien ons die wysheid om te weet hoe en wanneer U praat en waar U wil hê ons moet gaan. Here, ons loof en prys in Jesus Christus wonderlike naam. Amen. Amen. Dankie Chris. Dankie al die baie. Bye. Alre vriende, ek hoop julle het dit geniet soos wat ons het geniet het en ja, ons hoop julle groei saam in God se genade, sy wysheid en ja, vir ons almal beskore. As julle enige iets wil hê wat ons oor moet gesels, volgende week se program sal nogal interessant wees. Ek kan nie wag dat ons vir Chris bietjie vasvra nie, want hy weet nie wat wag vir hom nie. Hy weet nie eers waaroor ons gaan praat nie. Ja, vriende, as julle enigstens iets het wat ons weer eens wil oor moet gesels, asseblief laat ons weet. My nommer is 083 232 2442. En hierdie nuuskierige antisinne is Ek kan my nommer stadiger sê want jy jaag jou nommer af. Sê gou jou nommer weer laat mense dit weer kan. 083 232 2442. Nou hierdie uur van tuistering, het klink jy nog daarom lekker Was dit vrolik. luistering? Nee, dit was nie. Oh. My nommer is 082 92 49 458. En ons nooi julle om gerus aan te sluit by ons YouTube kanaal by JCR Ministration. Daar is geen fooie aan verbonde nie. Dit gaan alles voor die woord van God en ons moedig julle om te like en te subscribe. Ons programme is op preke van Pastoor Chris, van Dr. Boysen en van Pastoor Aubrey en ons nuwe Professor Aubrey, dit was 'n ongeluk. Ek het nou nie dit as plus gedoen nie. Want jy dink nie voor jy praat. Professor Aubrey. En ons nuwe pastoor Callie van Heerden van Wilmerandstad. Dis alles op die JCRM kanaal, JCR Administration kanaal beskikbaar. So ek moedig julle aan om asseblief aan te sluit. Daar is regtig pragtige boodskappe. Kom sluit aan asseblief en kom kies vir julleself en ja, julle sal dit geniet. Ons vriende, ja, kyk maar wat sluit maar aan. Kan ek dit ook sê? Jy kan dit ook sê. Dankie Chris. Okay, vriende. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.